Hallo, welkom by nog 'n episode van Verdiep Podcast. Ek is Pastor JP, saam met my is Pastor Dani Venter. Pastor, Ek weet nie hoe ek jou van spesifiek nou sê nie, maar het jy jouself ook verwys na Pastor JP Leroux? Ek is Pastor JP Leroux. Also die van nie wat nie weet nie. Vandag praat ons 'n bietjie oor Pinkster. As julle hierdie podcast geniet, deel dit gerus met julle vriende, julle familie. As julle dit op YouTube, ek moet nou eers aan al die sosiale media's gou dink. As julle dit ouens op my ouderdom is dit net Facebook. As jy dit op Facebook is daar ander sosiale media's? Nee, as jy dit op YouTube kyk, like dit en gee 'n comment daarso. Jy weet, dit help ons, dit help die algoritme. Ek dink niemand weet regtig wat die algoritme is nie, almal praat net daarvan. Is it actually 'n ding? Ek weet nie, Pastor, ek weet nie, dis hierdie mythical creature, die algoritme, wat ons moet appease, anders gaan ons video's nie baie views kry nie. Anyway, op dit gepraat, YouTube, die Spotify is op YouTube ook, of nie? Ja, die video. Die praat van die podcast. Hier is actually my phone, maar is niemand wat nou wil deel wees van die gesprek nie. So ek gaan hom afsit. Ja, lieflik. Praat jy van die podcast? Ja, die podcast. Ja, hy's op YouTube ook. Hy's op YouTube ook. Ja, so vir die ouens wat nie weet nie. Hy's net nie op Facebook nie. Hy's net nie op Facebook nie. Ja. Dis true. So as jy hierdie luister en jy sal dit nie op Facebook luister nie. Jy sal dit of op Spotify of op YouTube luister. Anyway, hierdie is nou glad nie waaroor ons wil gesels nie. Pastor, Pinkster. Ja, Pinkster Sondag is verby. Jy het 'n bietjie gepreek. Verduidelik vir ons 'n bietjie wat was jou gedagte gewees? Jy het stoele op die stage gehad op 'n stadium. Ja. Gepraat oor vuur. Ja. Praat ons 'n bietjie, wat is Pinkster? Pastor, kom ons kyk net eers gou na die gedagte. Is Pinkster nog relevant? Jy weet, in my week met voorbereiding wonder ek en ek dink vir myself, weet jy wat? Ons vier of die Christene oor die algemeen vier Kersfees asof dit die one thing is. Jy weet, jy sal vind dat ouens die hele jaar niks religious doen nie, maar vier Kersfees. Dit is bitter belangrik. En ek het nie 'n probleem daarmee nie. Al wat ek sê is dit die heel belangrikste dag vir die Christen. En dan obviously dan sou ek sê, okay, maar at least kyk ons na Paasfees. En ons herken dat Paasfees is belangrik. Jesus se afsterf en opstanding bitter belangrik en dit moet ons vier en dis belangrik. Maar Pinksterdag. Hoe belangrike dag is Pinksterdag? Hoe belangrik is daai geskiedkundige dag vir ons as Christene? Isak Burger skryf in sy boek In Gees en Waarheid, dan sê hy is oortuig dat Pinksterdag is die geboortedag van die kerk. Sure. Wat 'n mooi gedagte. Pinksterdag is die geboortedag van die kerk. In Handelinge praat dit meer as 55 keer van die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees binne in die kerk. En dan die res van die Nuwe Testament praat met die kerk. Ja. So, hoe relevant is Pinksterdag vandag nog en dan vir ons? Ons het 'n bietjie voor die tyd daaroor gepraat. Die gedagte dat het dit net 2000 jaar terug plaasgevind en is dit nog relevant vandag? Ja, ek het die revelation gekry 'n paar weke terug. Of eintlik 2 weke terug toe ek 'n bietjie met die tieners gepraat het oor Pinkster. In die hemelvaart, want die twee gaan amper hand in hand saam met mekaar. En dit is dat die eerste Christelike preek, jy weet, buite Jesus se prediking na hemelvaart, was Petrus gewees. Ja. En dit het gebeur op Pinksterdag. Dit het gebeur toe die Heilige Gees uitgestort was. Maar daar's mense wat buitekant die wêreld wat sê dat Pinkster is 'n once-off gebeurtenis. Jy weet, en dat ons as die kerk nie meer moet verwag dat daai tipe belewenis nou nog gaan gebeur nie. En Pastor, wat sou jy sê vir hulle? Want vir my dis hartseer. Ja. Jy weet, ons het al baie gepraat oor die feit dat 'n belewenis is nie alles nie. Jy weet, 'n belewenis jy weet, is nie the be all and end all. Ja. Maar dit is hartseer as jy sê jy beleef nie God se Gees Want die doping veral met die Heilige Gees
is nie 'n abstrakte ding, dis iets wat jy beleef. Ek kan nou verwys na wat Dr. Isaac Burger in sy boek skryf, maar ek dink dit dra meer krag as ons net sê, gaan lees in die Bybel. Ja. Gaan lees wat sê die woord van God. Gaan lees dat daar is 'n belewenis gewees. Ja. In so 'n mate dat daar in tale gespreek is, as deel van die belewenis. En so daar is 'n belewenis. As ons kom en ons praat van Pinksterdag, dan sal belewenis. Elke keer daarna, en is nie net in die skrif met Pinksterdag, 20 jaar daarna, as ek my datum reg het, dan het Cornelius en sy gesin dieselfde belewenis gehad. So, dit is nie net nie, dit is 'n ongoing ding vir die church. My ervaring is, dit is slegs mense, en hierdie is baie ironies, of dis vanselfsprekend, maar slegs mense wat dit nog nooit beleef het nie, sal dit ontken. Ja. Dis obvious. Ja. Ek het nog nooit iemand wat dit beleef het, gekry wat sê dis nie waar nie. Yes. Obviously. So daar's twee kampe. Daar's die persoon wat sê, dit is nie waar nie, wat 10 teen 1 nog nooit die belewenis beleef het. Iemand het eendag met my gepraat oor 'n spesifieke motorfiets maak. En vir my gesê hoe sleg is hierdie spesifieke motorfiets maak, en ek hou toe nou op baie stadium van hierdie motorfiets maak, en hy gaan aan oor hoe sleg is dit en hoe beter is 'n ander maak, tot op 'n stadium wat ek hom vra, maar het jy al ooit met so 'n motorfiets gery? En sy antwoord is nee. Ek sê, staan daar so een in jou garage? Nee. En hoe seker is jy dan die ding is so sleg? Hoe seker kan jy wees van jou saak as jy dit nog nooit beleef het nie? Ja. En as jy enigiemand gaan vra wat dan in die ander kant staan, wat daai opinie het, gaan jy 10 teen al die redes kry hoekom dit nie waar is nie, maar omring jou met mense, wat dit beleef het, en hoor wat is hulle belewenis dan. Ja, ek dink, ek stem saam met jou, en weer eens, dis 'n hartseer ding. My begeerte is dat jy dit sal beleef. Jy weet dat jy Dis Paulus se begeerte. Ja, dis Paulus se begeerte, dit was Jesus se begeerte. Jesus sê vir almal daar ver. Dis dit. En die profeet Joel in Joel 2, jy hou daarvan om te sê Joel. Ek hou daarvan om te sê Joel. Ek het Engels tot bekering gekom, so. Nee, maar hy het geprofeteer oor die laaste dag, sal God sy gees uitstort. En Handelinge 2 gebeur dit, Yes. My argument was altyd, wel, as die laaste dag al was in die tyd van die apostels, hoeveel nie te meer vir ons? Ja. Jy weet, is ons nie nader aan die einde as wat hulle was nie? Elke dag. Is elke dag. Is 'n dag. Is ons nie meer in die laaste dae nie? Was dit die laaste dae daai tyd gewees? Want hy's baie spesifiek, in die laaste dae sal God sy gees uitstort. Ja. En daar gaan profeseë kom, daar gaan drome kom, daar gaan gesigte kom en goed. En vir my is dit net eenvoudig, die woord is duidelik. Ja. Daaroor. Jy weet, ons kan 'n bietjie gesels oor die gawes van die gees en hoe dit moet uitspeel in die kerke, want obviously, dis ook 'n topic wat ek wil sê heavily debated is rondom. Maar as ek kan aansluit by jou wat jy nou genoem het rondom die laaste dae. Nie dat ek enigstens iewers op 'n platform gaan en sê oor dis hoe die eindtyd om gaan afspeel nie, of dis wanneer Jesus kom nie, spesifiek nie. Maar wat interessant is, as jy gaan kyk na Bybelse tydperke, dispensasies, Bybelse tydperke, dan is dit 1400 jaar voor Christus wat God gekies het om met Moses op die berg te kommunikeer. Eers Paasfees, 'n paar weke daarna op die berg land Sinai, en dan die wet aan Moses gegee het en gesê het van nou af, dis hoe ek met die mens gaan fellowship, dis hoe ek hulle gaan seën, dis hoe ek met hulle gaan praat, dis hoe hulle my gaan gehoorsaam wees, dis hoe ek met hulle gaan aan aanraking wees, is deur die wet. 1400 jaar later, en Jesus kom verander dit alles op Paasfees, Pinksterdag, kondig hy aan, hierdie tyd het nou gekom, dis nou hierdie tydperk wat nou aangebreek het. Dan sê die engele in Handelinge 1, en sê, hierdie Jesus sal weer kom. Ja. En dan kom hy op die wolke. So die engele bevestig dat ons is in die laaste dispensasie. Ja. En ek dink is belangrik om te mention, want mense soos ja, maar dis al 2000 jaar. Yes, die laaste een was 1400 jaar. Ja. Die laaste verandering het ingekom in 1400, beteken ons is al goeie 500-600 jaar oor due
as jy en dan as jy verder teruggaan, dan kan jy gaan kyk na die 1400 plus minus 2000 jaar voor dit ook, en dan kan jy dit begin volg. So, sonder om spesifiek te wees op tye, al wat ek sê is dat ons is verseker in die laaste dae. En ons moet bewus wees daarvan, en terug na Pinkster toe, is dat ons kan nie in hierdie tyd leef, en dink jy kan dit maak sonder die Heilige Gees nie. Verduidelik wat jy bedoel daarby, want die retort sou gewees het, ja, maar daar's soveel goddelose mense, soveel mense wat ongered is, wat lyk asof hulle fyn is in hierdie tyd, wat nie die Gees het nie. Wat bedoel jy met jy sal dit nie kan maak sonder die Gees nie? Openbaring 12 verwys daarna dat met Jesus se opstanding, is 'n kruisiging en opstanding, het hy die vyand oorwin. En die vyand is neergestort op die aarde. Jesus self sê, ek het hom gesien val soos 'n weerligstraal, en dan Johannes in Openbaring 12 sê dieselfde ding. En dan sê hy in vers 12 antwoord, dan sê hy, maar julle wat op die aarde is, wow, want die vyand is kwaad, en hy wil hom wreek op die mens. En dan daai tydperk speel hom dan nou af voor Jesus se tweede koms. Ons leef in 'n tyd wat dit obviously net boser word. En is nie net 'n geval van die duiwel kry meer krag nie. Die mens gee die vyand meer krag. En as ons dit sê, dan dink ek aan Romeine 12 wat sê, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, so that you can experience the perfect and acceptable will of God. So in hierdie tyd is dit 'n geval waar ons maklik konform. Ons raak maklik lou, en ons weet wat sê Jesus rondom as jy lou geword het. Ons kan baie maklik op 'n plek kom waar ons placid is, waar ons nie meer aan die brand is nie, waar ons soos die wêreld begin lyk. Wat help dit? Ons sê ons is wedergebore, ons het die Gees van God, maar daar's geen vrug van die Gees nie. Jy het nou gesê, wat help dit? Ons sê Jesus het ons lewens kom verander, maar hy verander ons nie. Dit was die betoog teen die offers in die Ou Testament. Onder die eerste 1400 jaar, daai dispensasie was die betoog gewees van die God se eie profete, dat julle offers beteken niks. Want dit neem nie julle sondes weg nie, dit verander nie julle gesindheid nie. Dit was bedoel dat dit moet doen, maar dit doen dit nie in julle lewens nie. So as jy vra in hierdie tyd, my oortuiging is die heel eerste gedeelte van die belofte wat Jesus vir ons gegee het, die Heilige Gees, is die inwoning van die Heilige Gees. En die heiligmakingsproses wat hy in elke gelowige se lewe sal hê. Dis nie opsioneel nie. Sal hê. Ja, ek dink so aan jy weet die vrug van die Gees en die konsep van die vrug van die Gees. As jy kyk na 'n appelboom of enige vrugteboom, 'n lemoenboom of wat ook al. Daai boom kan nie help maar om die vrug te produseer wat hy het. As jy 'n geesgevulde kind van die Here is, ons gaan nou 'n bietjie praat oor die verskil tussen die doping met die Heilige Gees en die inwoning van die Heilige Gees. En presies wat die verskil is daarso, maar as jy 'n geesgevulde kind van die Here is, dan sal jy die vrug van die Gees begin dra. Jy het nie 'n keuse nie. Nou, jy kan uit jou menswees kies om dit te resist, maar daar gaan tog nog steeds 'n verandering kom. Die Heilige Gees is besig binne in jou. En om dit te reject, jy weet, dit is 'n gesindheidsding, maar die belangrike ding wat ek hierby wil sê is, dit is die Gees wat daai verandering kom bring. En ek glo dit is wat jy bedoel. Ek weet nie hoe mense doen sonder die Heilige Gees. Ek weet nie hoe jy in hierdie wêreld kan wees en kan kyk na dit wat aangaan rondom ons. Jy weet, as jy kyk na die politieke klimaat, nie net in ons land nie, maar reg oor die wêreld. As jy kyk na die bose regimes wat besig is om op te staan en die verdrukking wat kom daarby en jy weet, 'n paar weke of 'n paar maande terug 70 Christene wat doodgemaak is op in Afrika. Daar's soveel booshede. Ek weet nie hoe kan jy in hierdie wêreld wees sonder die Gees. Jy weet, ek kyk daarna en net kan aangaan nie. En dit is geestelik. Ek dink laat ons dit sê, Jesus sê dat
dan sal 'n tyd kom wat hulle my sal aanbid in gees en in waarheid. As jy nie die gees van God het nie, gaan jy sukkel om die geestelike gedeelte raak te sien. Ja. Dit is geestelik. Maar al sou jy kies om jou blind te staar daan en nie hierdie vervolgings raak te sien nie, en nie die boosheid raak te sien nie, en dit af te maak as dit was nog altyd so en dit het nou nie dit versleg nie en dit, nee, kan jy nog steeds nie ontken dat daar meer ekonomiese druk, Ja. meer druk op huwelike, Ja. meer druk op familie, meer druk op ons morele standaarde, kom ek sê nie eers Christianity nie, net op morele standaarde overall. Daar's meer druk op goed wat eenvoudig, die woord sê as 'n tyd kom wat hulle goed sleg noem en sleg goed noem. Ja. En ons leef in 'n Ons tyd leef waar in as daai tyd, jy ja. opstaan teen sleg, dan is jy sleg. As Yes. jy opstaan vir wat reg is, dan is jy verkeerd. Ons kan nie eens meer onderskeid tref tussen wat 'n man en 'n vrou is nie. Eenvoudige goed wat nie eers, ons hoef nie eers 'n Christen te wees om hierdie goed te kan onderskei nie. En ons kan nie, jy mag nie, jy weet, en as ons in daai tyd is, hoe verblind. Die skrif sê ons moet verligte oë van ons verstand kry. Ja. Hoe verblind is dit, die tyd waarin ons leef? Ja. Hoe maklik is dit om te verval Ons en verblind te leef? ons vergeet soms dat die vyand is 'n deceiver. Ja, En kom ons wees eerlik, hy's baie goed daarin. Hy's baie goed om die mensdom te mislei. En ja, ek dink die geestelike aspek is ietsie wat ons moet op fokus, want as ons praat van die Heilige Gees en die nood vir die Heilige Gees, ons kan nie vergeet dat die woord sê ons is in 'n geestelike oorlog nie. ja, En as ons in 'n geestelike oorlog is, dan het ons 'n geestelike wapen nodig. Jy weet, en die woord van God is die swaard, maar die Heilige Gees is die helper. die helper, maar dis die Heilige Gees wat selfs die woord krag gee. Ja. Dit is die Heilige Gees wat jou krag gee om te kan staan teen die vyand se aanslag. Ja. So ja, ek stem saam met jou pastor dat jy kan nie nommer 1, jy kan nie 'n effektiewe getuienis wees van Jesus sonder die innerlike getuienis van die Heilige Gees. Kan nie. Dis impossible. Verder as dit, jy weet, die gawes van die Gees, ons kan 'n bietjie praat oor die gawes van die Gees, want ek het al agtergekom dat wanneer jy begin praat oor die verskillende gawes, en die meer supernatural aspek daarvan, dan dit skrik mense af. Jy weet, ek was al in 'n kerk gewees, saam met my ouers en my pa en my ma, en die goed is weird van 'n buiteperspektief af. Want dis bo-natuurlik. Dis bo-natuurlik, maar dit jy hoor wat ek sê. So kom ons chat 'n bietjie daaroor. Wat sal jy vir iemand sê wat sê jy, my pastor, jy weet, ek hou daarvan om kerk toe te gaan, ek hou daarvan om saam te sing, ek hou daarvan selfs as ons saam bid, maar as iemand opstaan en in tale begin praat, dan weet ek nie wat gaan aan nie. Wat sal jy vir so 'n persoon sê? Ek dink een van die belangrikste goed is dat jy vir 'n oomblik net moet stil staan en besef dat dit wat ons sê realiteit is, 'n werklikheid is, die fisiese, die mens, die vlees, die aarde wat ons sien, is nie die alfa en die omega nie. Ja. Dis nie alles nie. Ja. Inteendeel, jou tydperk op aarde is so kort. Jou tydperk vasgevang in hierdie liggaam is so kort. En as jy in die woord glo, dan moet jy glo in 'n geestelike dimensie. Jy moet, dit is so eenvoudig, so ons word dalk ek wil nie sê gedoktrineer nie, maar jy word groot in 'n wêreld waar dit fokus op wat jy kan sien, wat jy kan ruik, wat jy kan proe, weet. Dis die werklikheid. Glo wat jy self met jou eie hande aan kan raak, en dis die werklikheid. Maar as ons sê ons glo in die woord van God, dan is daar 'n groter werklikheid na hierdie lewe. Daar's 'n groter geestelike dimensie, en niemand kan vir my sê hulle glo in God as hulle nie glo dat daar 'n geestelike dimensie is nie. So as ons dit herken, en ek wat mense herken, maar wow, God is gees, dan moet ons herken, maar daar's engele. Dis bo-natuurlike goed, en kos dit eerlik, as 'n engel nou jy moet opdag, gaan ek en jy vir 'n oomblik bietjie hier rondskarrel, nie weet wat om te maak nie. Maar dan moet ons ook erken dat daar is demone. Daar's 'n geestelike dimensie, en daai dimensie is nie van ons geskei nie. Dis hier waar ons is, waar ons beweeg. Hoekom ek het so stretch is, want ek dink die enigste
redenasie wat iemand kan hê rondom dit, is om te sê, maar ek sien dit nie, ek voel dit nie in my normale lewe nie. En nou sien ek dit in die kerk, en nou is dit vir my vreemd. Ek sal so 'n persoon encourage en sê, maar maak die geesteswêreld deel van jou lewe. Wees bewus daarvan dat God Gees is. Wees bewus daarvan dat sy Heilige Gees in jou woon, en laat hy sy engele opdragte gee aangaande jou. En ek sal vir jou sê, daar is 'n dimensie wat moet oopgaan. En dis hoekom ek dink jy dit in die kerk dan sien, en dit vir jou vreemd is, maar as dit deel word van jou normale lewe, dan raak dit 'n leefstyl, om te weet dat God is Gees. Dan raak dit die normaal. Dit raak die normaal. Wonderwerke, iemand sê rukkie terug vir my, maar hoekom het daar in Handelinge so baie wonderwerke plaasgevind, en vandag nie? En ek soos, wat bedoel jy? Wat bedoel jy? Is nie 'n bonatuurlike goed, het daai tyd plaasgevind, maar nie vandag. Ek soos, maar wat bedoel jy? Ek sien dit. Ek beleef dit. Obviously is dit deel van my, ek's geroep daarvoor, is deel van my beroep, as ek dit dan so wil stel. Ek het daagliks met sulke goed te doen, met die geesteswêreld, want wanneer ons met iemand praat oor sonde, dan praat ons oor die geestelike dimensie daarvan. Dis wat jy aanspreek. Jy praat nie die fisiese ding, maar jy praat die geestelike dimensie aan. As jy met iemand praat oor hulle huwelik, dan spreek ek die geestelike dimensie aan daarvan. So ons is die hele tyd besig met 'n geestelike dimensie, en ek sal die luisteraar encourage om te sê, maar begin dit besef, en begin daarop fokus, begin bewus raak van dit wat geestelik aan die gang is, binne in jouself, en daar buite. Dan gaan jy hierdie goed in church sien, en jy gaan die vraag vra, wow, wat is die Gees van God besig om te doen? Nie die mens nie. Wat is die Gees van God besig om te doen? En die vraag wat daarbey aangaan is, wat is die wil van God rondom hierdie goed? Jy weet, wil God hê ons moet hierdie goed sien en hierdie goed beleef? En die antwoord is ja. Jy weet, voordat ons hierdie recording begin het ons genoem waar Paulus skryf, to eagerly desire the spiritual gifts. As jy gaan kyk na die Grieks, die woord is 'n imperative. Jy weet, wat dit beteken is, dis nie 'n opsionele ding nie, dis 'n opdrag. Dis 'n opdrag om die spiritual gifts te desire. En die ander ding is, dis nie net dat dit 'n imperative is, dit is dat dit 'n continuous ding is. Dis in 'n continuous tense. Met ander woorde, daar's nie 'n as ek dit 'n mini tydperk wil noem waar dit geoperate het en weggegaan het. Dis 'n ding wat nou nog gebeur. Ons is nou nog. Die opdrag is nou nog vir ons om die geestelike gawes te pursue. En daar's 'n rabbiniese Jood met die naam Dr. Michael Brown. Ek weet nie of jy al van hom gehoor het nie. Hy doen baie wonderlike werk rondom die Jode nou. Dit is sy main fokus. Maar sy opmerking rondom dit is, totdat hy nie in die skrif sien dat daar 'n bevel is vir hom om op te hou die spiritual gifts to desire nie, gaan hy elke dag die spiritual gifts desire. En dis wat die woord sê. En dit sal my antwoord wees, is om te sê, hoorie, okay, dis fine, is dit vir jou weird is, of vreemd is, of wat ook al dit is. Wat is God se wat sê God se woord rondom? En as God se woord ietsie sê wat teenstrydig is met jou opinie, dan moet jy introspeksie gaan doen. En gaan vra, Here, is ek op 'n plek? Jy weet, moet ek verander? You must have a teachable heart. Jy moet 'n teachable heart hê. En die woord is duidelik. Die woord is duidelik dat daar is hierdie goed wat Markus 16, aan die einde van Markus 16, stuur Jesus die disippels uit om te gaan preek, en hy sê, hierdie tekens sal hulle volg wat glo. En dan noem hy van die geestelike gawes, hulle sal in nuwe tale praat. Die siekes sal gesond word, hulle sal duiwels uitdryf. Hierdie goed gaan die mense volg wat hulle, en dan die einde sê, en hulle het gegaan, hulle die evangelie verkondig, en God het saam met hulle gewerk, deur hierdie wondertekens te laat gebeur. En dit is regtig die belewenis van 'n church in operation. Jy weet, 'n church on a mission. As jy 'n kerk on a mission is, dan sal hierdie goed gebeur. En dit, weet, dis nie gebonde aan die AGS nie.
Jy weet, dis nie gebonde aan net op die Pinksterkerke nie. Ek het al van baie gereformeerde kerke gehoor. Van kerke gehoor wat bietjie meer tradisioneel is. Wat hierdie goed beleef. En ek wil jou op hierdie punt dan dit noem is, iemand vra ruk terug vir my en sê, maar is dit regtig nodig? Is die doping met die Heilige Gees regtig nodig? As ons dan nou die inlewing het met die Heilige Gees, en ons het die volheid ontvang, en daai Gees van God lei ons reeds in geregtigheid en heiligmaking, en is 'n journey, en is dit regtig nodig vir die doping, vir die vuur? En ek sê vir hom die volgende, die Heilige Gees lê my hart om die volgende vir hom te sê, net as jy gefokus is op disippels maak. Jy sien, as jou geloof oor jouself gaan, en jou huis, en jou dingetjies, dan maak dit nie sin nie. Hoekom is dit regtig nodig? Hoekom het ek meer nodig? En soos ek nou gelees het met Isak Burger, wat sê, dis nie dat jy meer nodig het nie, jy het nodig om meer te gee. Jy kan dit nie beleef, jy gaan dit nie beleef as dit jou gesindheid is nie. As jou gesindheid is om 'n Christen te wees, om hemel toe te gaan, moenie verwag dat jy gaan gedoop word met die Heilige Gees nie. Moenie verwag dat die gawes van die Heilige Gees gaan 'n werklikheid word nie, want dit gaan net oor jou, en dis fyn, jou gebede dra krag, jy kan vir jou kinders bid, en jy kan vir jouself bid, en die Here gaan dit onder, want jy's gered, jy's 'n gesalfde, jy's 'n geesgevulde kind van God. Maar die oomblik wat dit begin gaan oor disippels maak, die oomblik wat dit begin gaan oor die evangelie buite toe verkondig, die krag wat moet saamwerk, en die woord sê dit, die krag wat moet saamwerk om die woord te bevestig, die krag wat moet uitgaan, die wondertekens. Pastor, toe daai vrou lewendig word, of toe die oom se are skielik begin lewe kry, kom ons gebruik daai voorbeeld, in daai kerkie op 'n plattelandsdorpie, en daai oom wat nie kon loop nie, skielik begin haar bloed deur dooie are, verkalkte are vloei, en daai oom begin opspring en rondhardloop, toe verander alles in daai gemeente. Die geestesdimensie verander, dat binne 'n maand kry ons mense wat van 30, 40, 50 km afry om Sondag die dienste by te woon. Nie dat ons special was nie, maar die tekens het dit, en die tekens en die wonderwerke en tekens is vir die ongelowiges. Dit is sodat mense tot bekering kan kom, en erken dat daar's 'n bonatuurlike God. Ons is nie alleen hier oorgelaat nie, daar is 'n werklike God, en ons moet hom aanbid. En so, die oomblik wat jy begeerte het, om 'n purpose te hê in God se koninkryk. Die oomblik wat die groter calling wat Jesus ons gegee het, as net om gered te wees, die oomblik wat daai jou doel word, dan kan jy verwag. En dan is dit nodig. Dan is dit bitter nodig. My antwoord sou wees, as iemand my so 'n vraag vra, my antwoord sou wees, is 'n vraag, is dit nodig vir die gemeente om opgebou te word? Want dit is die ander aspek van die gawes, nee, is die doel daarvan is om die gemeente op te bou. Is dit nodig vir die gemeente om opgebou te word? Ja. Okay, so dan is die doping met die Heilige Gees nodig. En wil jy dit hê? Dis die ding. Dis die ander ene, want of dit nou deur jou gaan gebeur en of dit nou deur iemand anders te gaan gebeur, it's going to happen. Jy weet, die Jesus was duidelik, sy kerk gaan gebou word, en die doderyk, die poorte van die doderyk sal dit nie oorkom nie. It's going to happen. Jy kan kies of jy gaan toelaat dat die Heilige Gees deur jou gaan werk, en of dit net iemand anders se storie gaan wees. Dan gaan die verskil wees. Jy gaan of 'n persoon wees wat sê, ja, maar hoekom gebeur dit nie meer nie? Of jy gaan die persoon wees wat sê, ek sien dit op 'n weeklikse basis. En wat is regtig die rede hoekom 'n spreek in tale met 'n uitleg jou sal oefen? Hoekom sal dit jou oefen? Want kom ek sê vir jou, die vrou, die enkel ma, wat sy lewe in 'n gemors is, en al hierdie challenges het, waar haar woord uitgaan in tale, en daar's 'n uitleg wat direk met haar spreek, wat haar opbou en haar weer courage gee, en laat besef dat God het haar nie verlaat nie, en Jesus direk in haar lewe inspreek, en haar hoop gee. Vir haar is dit bitter belangrik geweest. Vir haar was daai kosbaar. So, hoekom oefen dit jou, as die Here iemand anders te opbou? Maar nou pastor, ek weet wat sommige mense sal sê. Hulle sal vra, okay, ja, maar is dit nie genoeg om uit die woord uit 'n preek te doen daaroor, en is dit nie genoeg om iemand op te bou? Ja, kom ons preek oor gawes.
Dit is nie die hele woord preek nie. Ek kom spreek oor as we tale. praat, ons skip 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14, ons kan dalk 1 Korintiërs 13 lees op troues, maar Dr. Isaac Burger sê het in sy boek, wanneer hy praat oor tale, en dan sê hy, ons moet nooit tale, die gift van tale, groter maak as wat dit voorstel is om te wees nie. Ultimately gaan dit nie oor die tale nie, maar dit gaan oor wat die Heilige Gees binne in my en deur my wil doen. Dit is waaroor dit gaan. Dit gaan ultimately oor wat God se Gees besig is om te doen. Dis 'n bonatuurlike Gees wat wil werk in mense se lewens en nodig het om soms bonatuurlike dinge te doen om mense se aandag te gryp. Daai dame het dalk al 4 vriende gehad wat vir haar 'n skrifgie gestuur het. Het dalk al 'n boodskap gehoor. Sit die heel week en luister worship musiek en sy stikken. En hier kom God bonatuur op 'n persoonlike manier. Jy weet, ek sit eendag by 'n vrou en sy praat oor dinge in haar lewe wat nie regkom nie. En ons het al vir haar gebid. En ons het al, jy weet, ons is daar saam met haar. En terwyl ek maar sit, hoor ek haar hartseer en haar pyn en sy's depressief en dit. En terwyl ons so sit, vra ek die Heilige Gees, ek sê, Here, ek het nou bonatuurlike kennis nodig. Van wat gaan nie aan? Gewone gebed werk, as ek dit kan noem. Ons het al hande opgelê. Ek het al skrif met haar gedeel. Dit help nie. Hierdie vrou is in 'n baie diep gat. Ek het bonatuurlike krag nodig. Ek het nou die gawes nodig. En in 'n oomblik gee die Heilige Gees my 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis van die verlede. En hy sê vir my dat ek vir die dame moet sê dat hy sien haar as 'n meisietjie van so 7 jaar oud met 'n geel rok en verskillende kleurblommetjies op 'n swaai en Jesus liedjies sing. En ek sê dit vir haar. Daai vrou breek uit mekaar uit. Want dis die laaste keer. Sy onthou toe ek dit sê, toe sy soos dis onmoontlik. Dis onmoontlik dat jy hierdie weet. Want ek het daai rokkie so ek aangetrek het en agter in ons yard gaan sit op die swaai. Ek weet presies wat se dorp, waar dit was, wat se huis dit was. En daar geswaai het en vir uitgeroep het na die Here, want my ma en pa is besig om mekaar te slaan. Hulle is dronk. My lewe was bitter hartseer. En die enigste vreugde wat ek gehad het, was op daai swaai. En ek dink baie daaraan en dink ek, Here, maar hoekom het U my gelos? En in 'n oomblik vir 'n 40-jarige ou vrou kom Jesus en hy sê, maar ek het nie van jou vergeet. Ek kon dit nie weet nie. Dis 'n gawe. Dis 'n bonatuurlike ding wat moes gebeur het. En die Here raak daai vrou aan en hy tel haar uit die gat uit en sê, maar ek saam met jou. Ek was nog altyd en die Here begin haar wys hoe hy nog altyd saam met haar was. Dis nie perfek nie. Ons leef in 'n bitter stikkende wêreld. En dis want die vyand is hier. Die Satan, die duiwel sê Openbaring is hier. Maar God is ook hier. En wanneer hy met ons werk, baie keer gebeur daar bonatuurlike goed. Ja, pastor, ek dink nou so, jy weet, ek sit myself in so 'n persoon se skoene. Jy weet, en ek dink aan as ek moet week na week kerk toe gaan en die pastoor preek en dis 'n great preek. Ek dink wat soms gebeur is omdat daar 'n crowd is. Jy weet, omdat daar mense is. Die gesindheid van die woord is waar vir daardie mense, maar nie vir my nie. Jy weet, Jesus het jou lief vir hulle, maar nie vir my nie. Ek dink wat partykeer gebeur met hierdie oomblikke wanneer die Heilige Gees kom. Is hy kom en sê, ek sien jou. En by die naam, ek onthou jou. Ek onthou jou ouderdom, ek onthou die rokkie wat jy aangehad het, ek onthou waar jy was, en daai persoonlike bediening wat die Heilige Gees doen. Dis die opbouing van die gemeente wat ek nou van gepraat het, want hier lig hy daai dame uit die gat uit. Dis nie te sê dat die probleem noodwendig opgelos is nie. Jy weet, wat ook al fout was, ek is nie seker nie, maar dis nie te sê dat die omstandighede verander het nie. Maar daar het iets in haar geestestoestand gebeur. Ja, want sy besef. God is by my. Jy weet, terug na die tale ding toe, ek glo ek het vrymoedigheid om haar naam te noem, maar Cheryl, dametjie wat nou terug is in Europa, en sy was ateïs, en ek dink ek het al oor haar gepraat, maar
die dag toe sy die laaste challenge vir God gee en wil hê die Here moet homself aan haar bewys, vra sy vir ons in so vertrek en sê, maar bid vir my vir hierdie ding wat my pla. Maar ek gaan nie vir julle sê wat dit is. En ons is soos my hoe wil jy hê met ons vir jou vir dit bid? Jy wil nie eers vir ons sê wat dit is en sy soos nee, julle sê julle God weet alles en ons het onmiddellik oorgegaan en bid in tale. Sy sê nog, dis die eerste keer wat sy het hoor, sy nog nie, ons gaan weird goed doen en sy wil hardloop. En ons het oorgegaan in tale bid, want die skrif sê jou verstand raak stil. Jy bid nie meer met jou verstand nie, maar met jou gees. En jou gees tree in by God. En God praat deur die gees met jou. So in daai minute en tyd wat ons in tale gebid het die Heilige Gees vir my en my vriend begin wys wat dit is wat ons voor moet bid. Op die punt het ons begin bid vir haar boetie wat die Here toe op daai stadium op haar hart gelê het. En ons het dit spesifiek voor die Here gebring. En sonder dat sy 'n woord gesê het ons vir haar gesê wat die Here sê hy gaan daarmee doen. Wat hy die volgende oggend bevestig het. Dit was 'n onmoontlike situasie. En wat sy nie bereid was om met ons te deel nie. Ek dink aan Daniel se was dit Josef wat die koning se droom moes uitgelê het. Hoe kan ek nou nie onthou nie. En hy moes vir die koning vertel het wat die koning gedroom het. Ja, ek dink dit was al twee gewees. Dalk al twee. Ja, Daniel het die standbeelde gehad, Josef was mos in die tronk gewees. Yes. Ja. En nie een van hulle was die koning bereid gewees dan om vir hulle te sê wat dit was. En hoe weet jy so iets as daar nie iets bonatuurlik gebeur nie? Ja. Hoe weet jy dan so iets? Ja. Ja, dit is. En ek dink, jy weet, dit gee vir 'n mens vrede op een kant en dit gee vir 'n mens vrymoedigheid want jy besef dat wanneer hierdie goed gebeur en jy beleef hierdie goed en jy loop in hierdie goed, dan besef jy weet, as so 'n dame na jou toe kom en sy is gebroken en jy glo nie in hierdie gawes van die Gees nie, wat sal jy vir daai persoon sê? Yes. Die Here is met jou, daai persoon het dit al hoeveel keer gehoor. Ja. En ek sê nie die boodskap is sleg nie, inteendeel, ek dink die boodskap inteendeel, dis dieselfde boodskap wat die Heilige Gees kom openbaar, maar die Gees bevestig dit. Die Gees bevestig dit. Maar wat anders sal jy doen? Ja. Jy weet, jy gaan net weer dieselfde skriffies deel, jy gaan weer dieselfde gebed opsê, en ek sê nie daar's nie krag daarin nie, ek wil nie mense met my misverstaan nie, maar daar's ietsie dieper wat gebeur, wanneer daai Heilige Gees oomblik maar dis terug na die punt wat ek nou gemaak het, as jy genoeg is, dan is dit fyn. Ek verstaan hoekom jy dit nie nodig het nie. As dit wat jy doen werk, ek verstaan hoekom jy dit nie. Ek verstaan hoekom jy sê dis nie nodig nie. En as dit nie vir jou so seer gaan oor daai verlore siel nie, dan verstaan ek hoekom. Maar pastor, wanneer ons met iemand te doen het wat so gebroken is, wat op die punt is waar hulle eie lewens wil neem, op die punt is waar hulle wil opgee op die Here, of nog nooit gered is nie. En jy dra hierdie verskriklike burden vir daai persoon, en jy kan sien dat die skrifgedeelte wat jy gister gebruik het, nou geen impak het nie. Die gebed wat jy nog elke keer maak, nou geen impak het nie. Dan tog moet daar 'n nederigheid in jou wees om te sê, Here, nou het ek iets meer as dit nodig. En dis nie dat ek meer van die Heilige Gees nodig het nie, maar ek stel myself nou oop. Kom doen iets bonatuurlik deur my. En dis wat ons die gawes noem van die Heilige Gees. En as jy nie daarin glo nie of gedink jy dit het tot die einde gekom, dan sê ek jou, gaan jy op daai punt daai persoon net daar los en wegdraai en voel, okay, maar daar is dan nou niks meer wat ek kan doen nie. Wanneer jy voel daar's niks meer wat jy kan doen nie, kom uit die pad uit, laat die Heilige Gees dit doen. Maak jouself 'n kanaal, en dit beteken nie hardloop weg nie, dit beteken maak jouself 'n kanaal, laat die werking van die Heilige Gees deur jou lewe gebeur. Amen. So op die laaste punt, pastor, ons het nou gepraat van die doping met die Heilige Gees. Ek wil eindig met hierdie, want ek persoonlik ken baie mense wat sê, ja, maar ek dien al die Here so lank, maar ek het nog nooit in tale gepraat nie. Ek het nog nooit 'n profesie gekry nie. Ek het nog nooit hierdie goed beleef nie. Beteken dit dat die Heilige Gees nie saam met my is nie? Kom ons praat 'n bietjie oor die verskil tussen die inwoning van die Heilige Gees en die doping van die Heilige Gees. Wat is die verskil tussen die twee? Dis ook wat vir my Sondag belangrik was om die 4 stoele op die
stage gesit, en ek kan nog uitgepak het, of ons kan net een uitgesit, of twee, jy weet, ons kan 'n klomp, jy weet, die ding is, die oomblik wanneer jy jou hart vir die Here Jesus Christus gee, dat jy in hom glo, jouself bekeer, wegdraai van jou sondes af, jou hart in die Here sit, kom leef die gees van God in jou. Dis die inwoning. En die woord sê dat God gee nie sy gees ten dele nie. Ja. Jy is 'n geesgevulde kind van God. Die volle pakkie is binne in jou. Dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgerig het, leef nou binne in jou. Dieselfde gees wat daar was met die skepping. Die derde persoon in die drie-enige God leef nou ten volle binne in jou. Hy's daar en jy's gered. Sou jy nou sterf, gaan jy dieselfde amper sê treatment. God gaan dieselfde oor jou voel as die persoon wat gedoop is met die Heilige Gees, okay? Die Gees van God is daar, alles is daar, dis gereed, dis daar. Dis wat dit beteken om die inwoning van die Heilige Gees te hê. Jy is vir God net so belangrik, net so kosbaar, is net so lief vir jou. Die doping met die Heilige Gees gebeur wanneer ons meer oorgee. Wanneer jy bereid is om daai werk te gaan doen en jy besef daar moet iets meer gebeur as wat jy kan doen. Jy besef dat die Heilige Gees is binne in jou, maar dit gebeur nie en jy het meer van dit nodig om te gebeur, dan gebeur die doping met die Heilige Gees. Dis hoe jy gesê het, maar ons moet dit begeer. Ja. Jy moet begeer dat daar iets meer gebeur as dit wat nou tans gebeur, en dan gebeur die doping met die Heilige Gees. En dit maak jou nie een of ander statusplek bereik in die geesteswêreld. Maak jou nie meer belangrik nie. God is nie meer liewer vir jou nie. Hy kan jou net meer gebruik. So dis belangrik vir my om dit te sê. Dan 'n ander ding om te sê is dat jy moet besef dat God dit vir jou wil hê. Ja. En as jy dit begeer, dan sê die woord, as ons wat sleg is, weet om goeie gawes aan ons kinders te gee, hoeveel te meer hy wat goed is, sal weet om goeie gawes. Hy wil dit vir jou gee. Ja. Begeer dit, vra dit van die Here. Ek het vanoggend met iemand gepraat oor dit, hulle soos maar, hulle is al so amper negatief oor die feit dat hulle nog nie die doping beleef het nie. Hulle het al hoeveel keer uitgestap, as daar gevra word, dan word gebid vir die doping met die Heilige Gees. En ek vra die vraag, ek sê, het jy al ooit iets beleef terwyl hulle vir jou bid? En die persoon sê elke keer, ek het een keer warm geword, en die ander keer het ek die ongelooflike vrede gevoel. En ek sê, wat van as dit vir God meer gaan oor die journey, as wat dit gaan oor hierdie gift? Wat van as hy juis elke keer wat jy uitgeloop het, iets saam met jou wou doen? Ja. Iets verander het in jou lewe. Besig is om aan iets te werk, dalk besig is om iets af te sny, dalk besig is om 'n groter openbaring te gee. Ek is oortuig dat dit gaan vir God meer oor die journey, saam met ons te loop. So asseblief, as jy al uitgestap het, mense het al vir jou gebid, gaan weer, gaan weer, because it's about the journey. Jy het niks om te verloor nie, elke keer het jy 'n ontmoeting met God, hy het sy hand op jou gelê, jy het sy stem gehoor, dis deel van die journey. Ja, pastor, ek dink dit is 'n goeie punt om te eindig. En as jy hierna luister en jy wil meer weet oor die doping van die Heilige Gees, jy is meer as welkom om ons te kontak. Ons inligting is op Google, Google net die Lighuis Middelburg. Dit is daarso. Ons het die boekie van Dr. Christo van der Berg, wat gaan oor die doping en die uitstorting van die Heilige Gees en wat dit beteken. Dis nie 'n groot boekie nie, is nie 'n dik boekie nie, is 'n klein boekie. Jy kan hom binne 'n paar dae, jy kan hom in 'n dag lees, as jy regtig sit en lees. Maar ons hart is regtig vir dit en vir jou om daai belewenis te hê. So as ons kan help, ons is nie dies wat doop in die Gees nie. Ons kan jou nie, ons kan jou nie met die Heilige Gees doop nie. Jesus is die een wat doop, en al wat ons kan doen is ons kan hom vra. En ons kan saam met jou bid. Jy weet, ons kan die perfekte teaching uitlê en elke teologiese punt mooi bymekaar bring en die skrifgedeeltes deel. Maar op die einde van die dag, as jy nie 'n encounter met hom het nie, dan beteken dit nie te veel nie. Jy het net kopkennis daar. Nie dat dit nie belangrik is nie, maar dit gaan gepaard met die aksie van Jesus wat jou kom doop met die Heilige Gees, en ons begeerte is dat julle dit sal beleef.
So kontak ons en ja, dan gesels ons weer. Pastor, baie dankie. Is daar enige laaste punt wat jy wil noem of ietsie wat jy Ek moet pas op om nie weer aan die praat te raak. So ek gaan net dit sê. Hierdie is die dispensasie van verhouding. Hierdie is die tydperk wat God 'n verhouding wil hê soos hy nog nooit ooit voorheen gehad het nie. En daai verhouding is slegs moontlik deur die inwoning van die Heilige Gees. Die res van dit is deel van die journey. Ja. Enjoy dit. Ja. Come on, moenie dit so overthink en dit so ernstig opvat dat jy nie hierdie geestelike journey saam met die Here enjoy nie. Ja. Geniet elke oomblik. Ja, amen. Amen. Dis 'n vreugdevolle ding. Amen. Dis 'n vreugdevolle ding. Van my kant af, ek hoop en ek bid dat elkeen van julle dit sal beleef. En jy het nie, jy weet, ek sê kontak ons en ons sal jou help. Maar ek het al van hoeveel mense gehoor wat in hulle bidkamer gedoop is met die Heilige Gees. Ja. Jy kan op jou eie na die Here toe gaan en hom vra. As daai begeerte daar is en jy gaan en jy vra hom, glo ek hy gaan, glo ek hy sal en glo ek hy kan. En al doen hy nie, sal ons nog steeds om bly loof. Jy sal nog steeds 'n amazing tyd saam met Ja, jy weet, jy het niks om te verloor nie. Ja, amen. Ja, jy het niks om te verloor nie. So ja, gaan spandeer tyd in sy woord, gaan spandeer tyd in sy teenwoordigheid en ja, dan sien ons mekaar weer volgende week. Dankie, Pastor. Thanks, Pastor.